Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se spesiale erediens, ons Kersaanddiens. Baie welkom. As jy 'n besoeker is by ons vanoggend, wil ek ook vir jou sê baie welkom hierso by ons vanoggend. Ek hoop julle gaan die Kersaanddiens baie geniet. En ek wil net gou voordat ek verder gaan, wil ek dit graag sê in verband met badkamers, toilette is hier reg langs ons in die konsistorie is daar wat julle kan gebruik of in die saal naby aan die kombuis is daar en dan agter die saal is ook vir mans is daar ook toilette. So ek noem dit maar net vir die besoekers wat hier is. Sê gou goeiemôre vir die persone om jou. So julle sal nou seker wonder vanoggend waar is die kinders, maar ek kan hulle sien van hier af. So julle sal hulle ook later aan sien. Maar ons gemeente se kinders gaan ook vanoggend deelneem aan die Kersaanddiens. Maar voordat ons verder gaan, kom ons loer na 'n paar aankondigings. Ons het einde van die maand, die 30ste November, is ons gemeente ete, ons spitbraai. So die kaartjies is nog te koop. Daar is nog kaartjies beskikbaar by Helene, so julle kan die kerkkantoor in kontak. En dan kan sy net vir julle reël. Julle sal ook sien in die voorportaal is daar ook 'n lys, so indien jy 'n kaartjie wil hê, kan jy jou naam so lank invul daar, telefoonnommer en dan sal die kerkkantoor ook met jou in kontak wees rakende dit. Dan net nuus uit die kerkraad uit. Broer Gerald Boussain is verkies tot die kerkraad en dis nou die tweede Sondag wat ons dit aankondig. So ek noem dit maar net dat julle ook bewus is daarvan. Baie geluk broer Gerald. Dan gaan daar koffie, tee, sap en kolwyntjies wees na die Kersaanddiens. So almal wat hier is, julle is almal welkom om na die tyd in die saal lekker koffie te gaan drink of tee te geniet en vir kinders ook, volwassenes ook welkom, maar daar sap beskikbaar ook in die saal en dan ook lekker kolwyntjies is daar in die saal om te geniet. Dan wil ek ook net bynoem, ons gaan nie soos gewoonte in die erediens dankoffer opneem in die banke in die diens nie. Ons gaan dit na die diens opneem. So na die diens neem ons dankoffers op by die deure, soos julle uitgaan. Dan wil ek net sê, baie dankie. So jy het nogals baie beplanning hier ingegaan om die Kersaanddiens vanoggend te kan doen. Vir almal wat betrokke is by die musiekbediening, dit sluit die orgel in, almal wat betrokke is daar by die klanke agter ook. Baie dankie vir julle oefening en bereidheid om te dien hier in ons gemeente. As ook ons kinders daar, ons jeug, die mentors, die kinders, baie dankie. Dankie vir julle wat gister ook gekom het en kom oefen het. Baie dankie daarvoor. Vir julle is daar ook ietsie in die saal na die tyd. Maar voordat julle saal toe gaan, na die diens, moet julle eers vorentoe kom vir 'n mooi foto. Baie dankie ook vir ons fotograaf vanoggend, wat ook hier is, vir ons foto's neem. En baie dankie vir die dames, die persone wat betrokke was met in die saal ook, met die beplanning daarso en alles reg te sit. Ek kan net sê baie dankie. Kom ons raak stil voor die Here en begin hierdie erediens in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Here, laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Here, ons kom vanoggend in stille verwondering voor U, met dankbare en eerbiedige harte, Here, om U te loof vir U groot liefde vir ons as mense. Dankie vir die kosbare geskenk wat U aan ons gegee het, U Seun Jesus Christus, ons verlosser en die lig vir die wêreld. Deur hom, Here, vind ons vrede by U, vergifnis van ons sondes en die sekerheid van 'n ewige lewe. Dankie dat U ons as gelowiges vanoggend, Here, hier by mekaar gebring het, Here. Hier in U naam, Here, in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil vanoggend, Here, ons met U loof met ons hele hart en vir U alle eer en aanbidding bring. Laat elke woord, Here, wat ons vanoggend hoor, elke noot wat ons sing, Here, vanoggend, elke gebed wat ons fluister, Here, opregte opregte dank en lof wees, Here. Kom, Here, en
maak vanoggend alle stemme in ons stil, Here. Vul hierdie erediens, Here, met U teenwoordigheid, Here. En seën hierdie diens, Here. Here, ons bid dit in U Seun se naam ontwil. Amen. Ons woutum vanoggend kom uit Jesaja 9 vers 5 en Lukas 2 vers 14. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Genade, vrede en barmhartigheid vir julle, van God die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ons eerste lied wat ons vanoggend gaan sing, is lied 345, Kom alle getrou is. Ons gaan die lied saam sing staande. Gemeente, baie mense het al probeer om die verhaal neer te skryf van alles wat tot vervulling gekom het. Lukas en Matteus het dit oorgelewer soos dit deur die mense aan hulle oorgedra is, wat van die begin af alles gesien het en troue dienaars van die woord was. Lukas en Matteus het daarom besluit om alles self stap vir stap te ondersoek en die gebeure in die regte volgorde vir ons neer te skryf, sodat ons kan weet en glo dat alles wat ons vandag gaan hoor, waar en betroubaar is, en dat die onderrig wat ons ontvang oor die wonderlike gebeure, die waarheid is. God het die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde,
Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engele sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel: Hoe is so iets moontlik? Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy is nou in haar 6de maand van haar swangerskap. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar al weggegaan. Kom ons sing saam sittend lied 344, O die goeie tyding, o die blye tyding. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan
wat die Here vir haar gesê het. Kom ons sing saam, sit in lied 177, Jesus groot vir almal. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in 'n doeke toegedraai en 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Kom ons sing saam staande, lied 353, die Heiland is gebore. Maria,
Na Jesus se geboorte het daar wyse manne na Jesus se wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom aan hom hulde te bewys. Kyk, die ster wat hulle sien opkom het. Hulle het gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en dan vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Heer het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here, en dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in die krib lê." Skielik was daar saam die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons gaan nou sittend sin lied 364, dit is op die ope velde, gevolg deur lied 358. Welkom o stille nag van vrede. Die kinders gaan vir ons die eerste vers sin van albei liedere en dan sal die gemeente by vers 2 inval.
Gemeente, vanoggend het ons stilgestaan by die wonder van die geboorte van ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Ons het gehoor van die engel Maria wat besoek afgelê het, wat vir Maria besoek afgelê het, die engel, en vir haar gesê het, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Die Here is by jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom 'n naam Jesus gee. Maria, verwonderd, maar vol vertroue, het geantwoord, ek is tot die beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Haar oorgawe in geloof stel vir ons 'n voorbeeld vandag van totale vertroue in God se plan vir ons elkeen se lewens. Ons het gehoor hoe Maria hastig na Elisabeth gegaan het, haar bloedverwant wat ook swanger was, en hoe die kindjie in Elisabeth se moederskoot van vreugde beweeg het toe Maria gepraat het. Elisabeth het uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou moederskoot. Maria het haar loflied gesing, waarin sy die grootheid van die Here besin en sy ontferming van geslag tot geslag prys. Ons het gehoor van Josef en Maria se reis na Bethlehem, die stad van Dawid, en die eenvoud van die krib waarin Jesus gebore is. Te midde van hierdie eenvoud het die Here Jesus, Seun van God, die verlosser van die wêreld, onder ons menslike bestaan kom woon. Ons het gehoor hoe die wyse manne uit die verre ooste die ster gevolg het en voor Jesus neergekniel het met lof en kosbare geskenke. Hierin het God sy ewige plan van liefde en redding geopenbaar. 'n Plan wat al reeds eeue gelede beplan is en vervul is met die geboorte van Christus en later ook met sy kruisdood tot ons verlossing. Ons het gehoor van die skaapwagters wat die nag onder die sterre op die veld waak gehou het, en hulle het die engel se boodskap ontvang. Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus, blye nuus. Vandag in die stad van Dawid is ons verlosser gebore, Christus die Here. Hulle het geglo en hulle het uitgegaan om hierdie goeie nuus te deel. Nou net soos die skaapwagters en die wyse manne word ons ook vanoggend geroep om in geloof die boodskap van hoop en liefde te ontarm en ook hierdie goeie nuus te verkondig. Mag die lig van Christus helder in ons skyn en mag ons geloof met vreugde uitleef, sodat dit hoop en vrede bring in hierdie wêreld van ons, in ons land, wat dit so broodnodig het. Laat dit sigbaar word deur die liefde van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here, dankie vir die wonder van Kersfees en die kosbare geskenk van U Seun, Jesus Christus, ons lig en verlosser. Dankie vir elke lied en woord van lof wat ons vanoggend saam beleef het, en vir die vreugde en die vrede wat U deur U Gees in ons harte bring. Vul ons met U liefde, Here, sodat ons die lig van Christus kan uitdra in ons huise, by ons families en in die wêreld rondom ons. Laat ons met blydskap en dankbaarheid leef, elke dag getrou wees aan die goeie nuus wat ons vanoggend gehoor het. Vader, Seun en Heilige Gees, mag U teenwoordigheid ons lei, ons beskerm en ons inspireer, sodat ons vol geloof, hoop en liefde terug gaan huis toe. Ons bid dit, Here, in die naam van ons Verlosser, U Seun, Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here, deur saam te sing staande, lied 348, Stille nag, heilige nag, Heer gebore vir ons.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees waar julle ook al mag gaan. Amen.